Goeienaand. Die woord van die Here is vir die gelowige, soos wat 'n flitslig in die donker nag in 'n onherbergsame terrein is. In die Bybelse tyd was daar nie straatligte en elektrisiteit nie. Die basiese klein olielampies was die ligbron in die donker. Dit was maar 'n klein ligbron. Jy kon dit nie op 'n plek neersit sodat dit oor 'n afstand vir jou lig gee nie. Jy moes die lampie saamdra, die heeltyd by jou hou om lig te hê. Ek dink dit moes omtrent soveel lig uitgestraal het as wat 'n selfoon se skermpie, nie die flitslig nie, in donker vir ons vandag bied. Tog was hierdie lig onontbeerlik in die donker. Dit het die pad gewys. Dit het gekeer dat jy oor ongelykhede struikel of selfs in onvoorsiene dinge vasloop. Vanuit hierdie beeld beweeg die digter van die langste Psalm, Psalm 119, na die meer onduidelike betekenis om te verduidelik wat die woord in die alledaagse lewe van die gelowige beteken. Ons luister vanaand uit Psalm 119 vanaf vers 97 tot 105. Hoe lief het ek u wet, dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het en is altyd by my. Ek munt uit bo al my leermeesters, want u verordeninge bly by my. Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam u bevele. Ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. Van u bepalings het ek nie afgewyd nie, want u het my dit geleer. Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, en daarom haat ek elke verkeerde pad. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Die woord is die lamp wat die weg wys, die lig op my pad. Hierdie woord word weier omskryf deur woorde te gebruik soos die Here se wet, sy bepalings, sy verordeninge, sy voorskrifte, sy bevele. Jy sal een van hierdie beskrywings van die woord byna in elkeen van die 176 verse van die lang Psalm vind. Dit is duidelik. Die digter is baie lief vir die woord van die Here. Hy besing die lof daarvan. Dit is vir hom soeter as heuning. Maar hierdie woord het ook waarde vir die gelowige. Vanuit die Nuwe Testament weet ons dat die Here se woord, sy openbaring in die Ou Testament, ook in hierdie Psalm, volle betekenis in Christus kry. Christus is die lewende woord, die vleesgeworde woord. Hy word ook die lig van die wêreld genoem. In hom word die volle betekenis van God se wil weergegee. Na die uitstorting van die Heilige Gees werk hy dit so dat die woord onder sy inspirasie neergeskryf word. En dit wat ons vandag as die Bybel ken. Die woord is in ons eie taal vertaal met meer vertalings. Dit is beskikbaar op ons selfone. Ons moet vir geen oomblik die rol van die woord van die Here in ons lewe as gelowiges onderskat nie. Wie lief is vir die Here, is lief vir sy woord. Wie die wil van die Here soek, sal die woord van die Here bestudeer en deel van sy lewe maak. Hy sal die woord soos 'n flitslig altyd by hom dra, altyd, mag ek sê, so altyd, soos wat ons selfone byderhand is. Sonder sy woord sal ons in die donker wêreld verdwaal. Sonder sy woord sal ons tone seer stamp teen die hindernisse van die wêreld. Ons sal struikel en val. Sonder sy woord sal ons van die pad afdwaal en ons eie pad begin volg. Mag die liefde vir die woord van die Here groei en toeneem, soos ons liefde vir die Here groei en toeneem. Goeienaand.